Our last hymn is going to be Softly and Tenderly, and we're going to sing verses 1 and 4 only. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. At the heart's portal, He's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Think of the wonderful love He has promised, promised for you and for me. Though we have sinned, He has mercy and pardon, pardon for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Goeie almal, geseënde Sabbat en Happy Mother's Day vir al die mamas wat hier is. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all
Vader dat ons almal hier kan wees vandag. Dankie vir al die mamas hierso. My koning, ek bid dat U vandag saam met ons sal wees. Ek bid Vader dat U ons harte sal seën. Ek bid Here dat ek wil dankie sê vir U se woord vandag wat tot ons harte sal spreek. Dankie vir elke moeder en ouma en geestelike moeder hier vandag. Here, U ken elkeen se verhaal en elke traan, elke gebed en elke opoffering wat 'n mamma gemaak het, wat niemand anders altyd sien nie. Ek bid vandag dat U nuwe krag sal gee aan elke moeder wat moeg geword het, wat elke moeder wat hier so is, en dit wat deur haar gedagtes gaan as sy enige bekommernis het, bring vrede vir haar in hierdie preek, en dankie Here, dat U met ons is vandag. Dankie dat ons nog kan bid, en dat ons nog kerk kan hou, en ons vra Vader dat U met ons sal wees. In U se wonderlike naam bid ek. Amen. So, my preek vandag is basies aan die moeders wat sterk is, godvreesende moeders met innerlike krag. Ek gaan maar stadig praat vir Rochelle. Die krag van 'n godvreesende moeder. So ons skrifgedeelte is Spreuke 31 vers 25 tot 31 en 2 Timoteus 1 vers 5. Alright, goeiemôre gemeente. Vandag vier ons Moedersdag. Dit is 'n dag waarop ons stil raak en dankie sê vir die ongelooflike rol wat moeders speel. Nie net biologiese moeders nie, maar ook oumas, tannies, susters en geestelike moeders wat met liefde en opoffering en gebed ander mense se lewens aanraak. 'n Mamma se invloed kan nie net gemeet word nie. Sy vorm harte, sy bou huise, sy bou gesinne, sy bid in stilte en sy dra swaar sonder om altyd erkenning te kry en liefde te gee. Of selfs liefde te ontvang, nie te gee nie, te ontvang, selfs wanneer sy moeg is. Daar's 'n bekende gesegde wat sê, God kon nie oral wees nie, daarom het hy moeders gemaak. Ons weet dis nie waar nie, dit is net 'n bekende gesegde. Al weet ons God kan oral wees, verstaan ons die hart daarvan. Moeders weerspieël iets van God se liefde wat elke kind vandag op na kyk. Vandag kyk ons na die krag van 'n godvreesende moeder, soos kinders, deur kinders se oë. 'n Godvreesende moeder het 'n innerlike krag. In Spreuke 31 vers 25 lees ons: Sterkte en eer is haar kleding. Hierdie vrou se krag lê nie in haar voorkoms of in haar status nie, maar in haar sterk karakter. Baie moeders dra swaar laste, finansiële druk, enkel mamas, emosionele spanning, kinders grootmaak en gebede wat nog nie beantwoord is nie. En tog staan hulle sterk. Elke dag staan hulle weer op en hulle gaan aan. Die wêreld sien dalk net gewone dinge. 'n Mamma wat kos maak, skoolklere was, skoolklere stryk, help met die huiswerk, laat nagbekommernisse, min slaap, maar God sien heilige werk. 'n Godvreesende moeder verstaan dat haar krag van die Here en die Here alleen afkom. Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Daar is 'n mamma vandag wat uitgeput voel, jy gee en gee, maar niemand sien altyd jou trane, wat agter die skerms loop nie en jou opofferinge wat jy maak nie. Maar God sien elke gebed, elke traan en elke opoffering. 'n Moeder se woorde bou of breek. In Spreuke 31:26 sê dit. As sy praat, is dit met wysheid en liefdevolle onderrig is op haar tong. Daarom is dit belangrik wat ons sê, want die Bybel sê jou tong het die mag van lewe en dood. Woorde het krag. Baie van ons onthou vandag nog iets wat ons ma vir ons gesê het, 'n bemoediging, haar raad of haar gebede. Ek onthou altyd hoe my ma gebid het, met haar handjies vas, na oë styf toe, na kop gesak, en my handjie in haar hand, en hoe warm haar hand was. Dis iets wat baie kosbaar is. Ek was klein, maar ek onthou dit nou nog.
Kinders word groot in die atmosfeer van 'n huis. Vandag, wat vol kritiek is, 'n bietjie geskree, 'n bietjie vernedering, wonde wat vorm. Maar as 'n huis vol liefde is, dan word hulle groot met liefde, Godvreesende liefde, waarheid, aanmoediging en gebed. Dit bring lewe in 'n kind se grootword stadium. Moeders hoef nie perfek te wees nie en geen moeder is perfek nie. Maar 'n moeder wat haar kinders na Jesus wys, doen reeds meer as wat sy ooit sal besef. Soms dink mamas, ek doen nie genoeg nie. Maar elke Bybelvers wat jy leer, elke gebed oor jou kind, elke drukkie, elke woord van liefde uit jou mond uit, plant 'n saadjie vir die toekoms van daai kind. En die geloof van 'n moeder beïnvloed generasies. In 2 Timoteus 1 vers 5 skryf Paulus aan Timoteus, ek dink aan jou opregte geloof, wat eers gewoon het in jou ouma Louise en jou moeder Eunice. Ouma en moeder. So dit kom van sy ouma en sy moeder af. Wat 'n getuienis. Timoteus het 'n sterk geloof gehad, omdat daar vroue was, wat God gedien het met hulle hele hart. Moeders verstaan nie altyd hoe diep hul invloed gaan nie. Kinders onthou hoe jy bid, kinders onthou hoe 'n mamma aanbid, kinders onthou hoe 'n mamma haar moeilike tye wat hulle gered het. Selfs wanneer kinders afdwaal, ouer moeder aanbid. Monica, die moeder van Augustine, of Hippo, ek is nie seker nie, Augustine of Hippo, het jarelang vir haar seer gebid, terwyl sy ver van God geleef het, terwyl hy ver van God geleef het, ekskuus. Later het hy een van die invloedrykste Christelike denkers geword. Hy het so invloed gehad, dat hy tot vandag toe onthou word, as 'n invloedryke Christen. Moet nooit die krag van 'n moeder se gebed onderskat nie. Moeders dra dikwels die pyn wat niemand sien nie. Nie elke moedersdag is maklik nie. Vandag sit daar dalk iemand hier wat 'n kind verloor het, die kinders van Henny alleen 'n kind grootmaak, wat seer dra oor 'n familie of 'n gebroke egskeiding gegaan het en wat nou alleen is en sy moet nou self sien kom klaar. God sien ook daardie pyn. Psalm 34 vers 19 sê, die Here is naby die gebrokenes van hart. Moeders probeer dikwels sterk wees vir almal anders, almal wat sy moet dra, almal wat sy moet aanmoedig, almal wat sy moet bemoedig, almal vir wie sy moet bid, almal vir wie sy moet opstaan. Dis 'n geweldige, hoe sal ek sê, las op haar skouers, druk op haar skouers. En God sien dit. Vandag wil God ook vir die moeders bedien. Hy sê, ek sien jou, ek ken jou moedigheid, ek ken jou liefde, ek weet waardeur jy gaan, en ek het jou nie vergeet nie. Ek sal jou op my hande dra, en jy sal weer uit die stof opstaan. Ek sal jou omvou met my liefde. So vandag wil ek eer gee aan al die moeders, deur Spreuke 31 vers 28, haar kinders staan op en noem haar gelukkig. Ons leef in 'n wêreld waar mense vinnig kritiseer, baie vinnig, maar baie stadig waardeer. Moeders moenie net vandag geëer word nie. Hulle moet gereeld geëer word. Nie net op Moedersdag nie, elke dag. Elke liewe dag. Sê dankie vir jou ma, elke dag. Wys waardering vir haar, elke dag. Gee liefde terug, elke dag. Gee haar 'n druk en 'n soen wanneer jy haar sien. Sommige mense verlang vandag om net nog een gesprek met hulle ma te hê wat nie vandag saam met hulle is nie. As jou moeder nog leef, waardeer haar. Nie omdat sy perfek is nie, maar omdat sy liefgehad het en opgeoffer het. My afsluiting is, 'n Godvreesende moeder bou haar huis met liefde, dra krag in moeilike tyd. Sy bid wanneer niemand sien nie en laat 'n geestelike erfenis agter.
So vandag sê ons dankie aan elke moeder. Dankie al die mamas vir al julle opoffering, vir al julle liefde, julle geduld, julle gebede en julle geloof vir julle gesinne. Aan elke moeder wat vandag moeg voel, onthou, God werk steeds deur jou. Ek wil vandag dankie sê aan Rochelle en Isabel vir julle geskenkies wat julle gemaak het. Thank you so much for the beautiful presents. It's really, we appreciate it so much. So we want to give out one for each mummy. So can I ask that every mummy will stand, please? All the mummies? Thank you so much. Ek hoop daar's genoeg. Is daar genoeg? Het almal gekry? Did everybody get? There we go. Perfect. All right, this is just to say thank you. Baie dankie aan al die mamas en wat julle doen vir almal en julle gebede en julle geloof en julle getrouheid aan die Here. Baie dankie. Gelukkige Moedersdag. Wat sê? Alright, slotgebed, sluit die oë, ons gaan gou afsluit en dan gaan ons 'n lied sing. Hemelse Vader, dankie vir hierdie geskenk van moeders. Dankie vir hulle liefde en hul opoffering en hul geloof. Seën elke moeder vandag met nuwe krag, vrede en vreugde. Troos die wat hartseer dra. Versterk die wat moeg geword het. Gee wysheid aan die mamas wat hulle kinders lei. Help ons om moeders te leer waardeer vir alles wat hulle vir ons doen agter die skerms. Dankie dat u liefde groter is as enige menslike tekort. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons gaan 'n lied sing en dan gaan ons bymekaar kom vir gebede. Small correction. The gifts are not from Isabel and I. There are many talented people in this church. We are just the transporters, so thanks for transporting it, yes. But Shadre has written the moms a little message, so that's from Shadre. And Alison Johnson has handmade all of your gifts. So a big thank you to the two of them. Okay. Let's stand as we sing this song.